Ja, so kom alle goeie dinge op 'n einde in Botswana. Die laaste sonsopkoms in Botswana kant. Ons laaste dag daar by Swamstop het een van die toergidse vir ons gesê die pad wat ons gaan kry, die laaste gedeelte voor ons die grenspos gaan kry, is redelik swak. Ek dink dit was 'n understatement soos hulle sê. As ek reg was, ons het so 30-40 km van hierdie tipe pad gehad. Ons goue reël hier was pas aan by omstandighede, jy kan niks anders te maak nie. Ry stadig en dan sit die radius met die voertuie wat so ver uit mekaar is, kan hulle so 'n bietjie waarsku as daar soos 'n Kimberley gehad in die pad is of voertuie van voorkom. En dit was die voordeel gewees. Solank 'n kort hier is, ry stadig, vat jou tyd. Maar wees geduldig, want hier kan jy nie jaag nie. Die spanne het vinnig gestop vir 'n ontbyt. Een ding met die sleepwa wat ek agtergekom het, jy kan nie sommer oral aftrek nie. Ek het voor dit gesien dat hulle met die kante besig is om skoon te maak. As ek met die moes maar die kol maak, as jy met die sleepwa daar deur gaan, jy weet nie wat se yster of iets daar kan lê nie. Daar sien 'n natuurlike uitgang. Partykeers moet jy maar die kol maak. En dis een ding wat ek met die sleepwa agtergekom het. Jy kan nie oral ingaan of sommer 'n parkeerplek gaan soek nie. Jy kan die bakkie se wiel vinnig vervang, maar as jy met die sleepwa sukkel, dan is dit geneek. By die kontrolepunte kyk hulle maar of jy enige vars produkte soos vars vleis of enige suiwelprodukte, hoender, melk, eiers, is die melk in 'n boksie, bokkerrol met beeste te doen. Maar nou ja, hulle vra of jy om die yskas toe oop te maak. By my het hulle so 'n sluk melkkouertjie weg en by iemand anderste ook dink ook melk gevat, maar hulle is nogals duidelik. Wat is daar in jou yskas? Voertuig moet deur die water gaan, jy klim uit jou skoene, dit moet ook gedip word. Mamuno grenspos, Botswana kant. Ons laaste grenspos oorsteek van Botswana na Namibië. Ons ervaring by die grenspos, natuurlik, jy moet jou geduld in 'n pen saamvat, maar die beamptes was vriendelik geweest. Daar was nou wel 'n lang queue geweest wat ons 'n bietjie gewag het as gevolg van omstandighede, maar weer eens, die ou was vriendelik en hy het ons mooi gehelp. In teenstelling met die Namibië kant. Ja, kyk, op hierdie stadium toe ons hierdie grensposie deurgaan, toe is ons almal nou al gatvol, moeg, lam, geïrriteerd. Jy's gefrustreerd want die pad is sleg. Gelukkig die Botswana grensposie was nou goed gewees en ons het gedink, "Ag, Namibië gaan nou grand wees." Ons het hierdie mooi gebou gesien. En dis waar dit gestop het. Ek dink as daar nie glasvensters was nie, sou sekere mense op 'n stoorgroep miskien nou nog daar in Namibië se tronk geslaap het. Ons kan nie kla oor die diensie want daar's freaking boggerol diens gewees. Die onvriendelikste klomp mense wat jy in 'n gebou kon gekry het. Miskien is dit net ons geluk dat ons dit daai dag so gevang het, maar joh, dit was swak. Maar ja, met daai katastrofe agter ons, het ons die Botswana stof afgeskop en Namibië voor hulle gesê, so 5 kilos van die grenspos af is East Gate Rest Camp. Ons het besluit om daar oor te slaap. Al die geriewe is daar, restaurant is daar. En aangenaam verras hierdie plekkie. Wat 'n lekker stopover soos hulle sê. Jy kan nog steeds met jou tent op daar staan. Kan die rooftop opslaan. Ander hulle het sommer langs die gras gestaan met die rooftop. Die huisies is baie interessant uitgelê. Kyk gerus hoe lyk die honeymoon suites. Volledig met chocolatekies, warm kombersies en warm handdoekies as jy inkom met champagneglasies. Man ja, ek gee al die lekker slaapplek goed en nou weg. Loer gerus. Is nie so toilet dan nie. Nee, is 'n dubbelbedie. Ja, daar so lyk die honeymoonkamers. Ag, ten spyte nou van daai ou twee bedjies. Ons almal was in elk geval so moeg. Steeds lekker geslaap. Die geriewe is skoon, die amplisies is skoon. Ons kon glad nie daaroor kla nie. Dit was stil alhoewel daai pad vir die trokke wat verbykom. Ja, 'n plekkie wat jy maar kan bystop.
en oorslaap, R600 per nag, wat dan nie te sleg was nie, en ons kon lekker rus. Die C20 pad deur na Mariental toe is alles grondpad. As jy nog nie Namibië getoer het nie, jy sal aangenaam verras wees. Die grondpaaie is in 'n goeie kondisie, die wat geskraap word. Jy gaan partykeer kry waar hy bietjie sink is by ander paaie, maar oorweldigend die areas wat ons gery het, soos hierdie een baie lang pad deur na Mariental toe, was die oppervlakte regtig waar baie goed gewees. En terwyl ons hier gestaan het ook, ons gewag vir die stootskraper om deur te kom. En dit is hoe hulle paaie onderhou, en soos die inwoners ook daar sê, het gaan oor toerisme, het gaan oor om die pad in stand te hou. Ons het ook die banddruk van die voertuie verlaag, redelik baie verlaag. Myne het ek so 190 gemaak. Dit het 'n helse verskil op die grondpad gemaak, maar die ouetjies was 'n bietjie hard gepomp. Maar ja, daar is soos met die vorige program 'n moed-item wat jy moet saamvat. En toe is die grondpad klaar deurgery het tot by die volgende kampplek, het ons hom maar net weer opgepomp. Baie belangrik. Jan, jy bly al 80 jaar hier so. Ja. En wat gaan aan op die dorp? Niks? Niks nie. Niks nie. By Mariental het ons weer die yskas toe so 'n bietjie die voorraad weer aangevul, brandstof ingegooi. Daar's 'n lekker slaghuis op die dorp waar ons 'n ribbietjie gekry het en dan ook sommer biltong vir die biltongpot wat Helene en Pieterle gemaak het. Lapalange, hier kom ons. 30 km buite Mariental, grondpaadjie deur, soos die ander paaie, maar die het baie mooi gery. En ons het uitgesien na Lapalange, want ons het gehoor, daar's grasstaanplek. En ons was aangenaam verras deur Lapalange. Versekerde plek wat ons enige tyd weer na toe sal kom. Lapalange is vir my meer 'n oase sommer daar in die woestyn. Alhoewel hulle meer voorsiening maak as 'n lots vir die oorseese toeriste, met die luukse eenhede, het hulle ook omtrent so 8 grasstaanplekke volledig toegerus met jou eie plekkie as 'n afdakkie en al die geriewe by. En jy het toegang tot die restaurant en al die ander fasiliteite wat op die plekkie self is.
Gegewe verseker, is dit 'n plek wat ons weer sal oorbly. En ek dink om hier 3 dae te bly sal nie 'n probleem wees nie. Is dit bietjie flou? Ja. Nee, nader sit. Daar is skooter. Wat is vanaand op die menu? Ons het vanaand biltongpot, lekker biltong en bacon en pasta en al sy saus saam met dit. Klink amazing. Hallo, ek is die shoe chef vanaand. Ek rasper. Lekker maar gooi. Ja, ek net 'n lappie hier Wil die goeders gooi. hier die hond ook hier so in. Kijk, onder normale omstandighede sit 'n mens los bacon. Maar dit is nou vanaand buitengewone omstandighede soos 'n hom bacon wat nog gefries is. So nou werk ons met tyd. Sorry, tyd neem die Ja, no video. pun intended. Ja, tyd neem die video. Die biltong kom nou wanneer by? Praat die hoofstuk. Dan sy skuil weg, heeltemal. Sy wou op die Mevrou hoofchef, kan jy verduidelik? Ek gee nie die bestanddele. Dis die chef wat dit gaar maak. Dis Pieter. So kan jy gou verduidelik wat alles in die pot kom? Okay, in die pot is nou die bacon, dan kom die pasta in met die tomatiepaste en die wat is er nog daarbey? Die stok, ja. Saam met kookwater, saam met die pasta, dan kook dit tot die pasta gaar is. Dan kom die biltong en die room in en dan laaste die kaas. Enige voorkeur oor biltong, vet, maar Vet. Nie te veel vet Vet nie. biltong. Nie te veel vet nie. As jy maar is vet wil. Hoe lank moet die biltong nou sy ding doen? So 10 minute. 10 minute. So 10 minute. 10 minute in, dan 10 minute die room en dan die kaas en dan is dit reg om te eet. 3, 2, Aksie. Baie belangrik is warm kole. En belangriker as die warm kole is jy moet vriende hê met gadgets. Soos wat meneer Andre hier gehad het, 'n portable blaser om die kole aan te help.
Dan ontdooi die bacon. Maar nou loop die potjie mooi. Al die manne kom nou by mekaar, hulle gesels nou hier binnekant, as jy soos jy kan hoor. Kan hy dan hoor? Hy kan hoor. Ekskuus tog, kan ons net Ekskuus. Ons is besig met 'n live shoot hierso. So kan jy net herhaal asseblief? Ons baie byklanke gehad hier af. So weer eens die hitte van die kole is krities belangrik. Want sien jy daai rooi goed? Baie snaaks, maar dit moet warm wees dat kan die aroma uitkom. En die aroma kom nou uit. Dankie André vir die kole. Die braai video. Baie belangrik vir hierdie operasie is 'n skerp mes. Weg van die vingers af. Weg van die vingers af. Okay, geniet. So die biltong, die mushrooms en die room kan nou saam in. Hierdie kiwiman is sitbok biltong. Verduidelik. Sitbok. Probeer. Asseblief nie. Ons het vir Pieter Pieterse. En dan is die room. Sieroom. Net die biltong bietjie in plaas. Ek moet nog ter roertjie gee. Een houer per. Een houer per pot. Dun houtlepeltjie werk altyd goed hier, né? Dit pas lekker in die sieroomhouer. Ja, By hoog wees. nee, wat hy moet net die pot warm hou sodat hy kan prik. Jou smal houtlepeltjie. Bring jou smal houtlepeltjie hierheen. 10 minute en dan is dit die kaas. Sy lig op die onderwerp kwyt, daar. Kom maar weer. Okay. Voel soos myne. Mens kan cheddar kaas opsit, maar vanaand het ons bietjie wit kaas. Weens omstandighede. Op iets vir die water.
Gooi. Olaf. So kom alle goeie dinge tot op 'n einde. Ja, Lapelanga, julle sal ons verseker weer sien. As julle in daai omgewing is, maak gerus 'n draai, doen jouself net 'n guns, bespreek maar vooruit en kyk of daar plek is. Ja, ons het nie geweet Pieter het wynaandele in die plek nie. Soos met die ander plekke, nou nie almal nie, soos julle gesien het, het ons nou en dan 'n ontbyt gedoen, by die plek self 'n buffet ontbyt deurgewerk, baie lekker, meer as genoeg kos gewees. Daai koek was daarom die vorige dag se naam nie ontbyt gewees nie. Hallo julle, is Sotoro, ons was van die pad van Lapelanga af Covid-3 toe. Ja, daai was ook 'n ervaring op sy eie gewees. Baie dankie weer eens vir julle wat saam met ons toer. Ons was amper klaar met die toer, seker ons 3 episodes oor. Dankie vir die ondersteuning. Teken gerus in, dis gratis. Ons waardeer regtig waar die ondersteuning en dankie vir die boodskapies wat party van julle deurstuur. Dit is nog insiggewend. Ek het heeltemal vergeet, ons is van Covid-3 af deur Roadjas toe. En van Roadjas het ons hom sommer deur Gevat Canyons toe.